En die Here groet jou vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit asseblief hier oor. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemele. Here, net soos in die tyd van profeet Jesaja, die Juda en Jerusalem platgeslaan en in ballingskap was, staan ons ook as 'n gemeente nederig voor U, Here, en wil ons U troon in gebed nader. Vader, net soos Jesaja vir die volke blye boodskap gegee het oor U redding, net so sê ons dankie as 'n gemeente, dat ons weet dat U redding sal bring. In Jesaja 41 lees ons in vers 10, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. So ook in Jesaja 40 vers 30 lees ons, selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleur struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Ja, Here, ons word soms bekommerd, bang, afgemat en struikel soms, veral as dit oor ons geliefdes gaan, wat siek is en in pyn verkeer. Maar dan kan ons onsself op U wonderlike woorde en boodskap, wat Jesaja aan die volke gegee het, beroep, en ons vertroue volkome in U stel, want ons weet, dat U ons nuwe krag sal gee, en met U eie hand U ons sal red. Vader, is met die blye boodskap en belofte, wat ons as gemeente die volgende lidmate dan aan die voete neerlê. Ankie se moeder Tannie Alida, Tannie Miller se suster Tannie Magda, wat beide ernstig siek is. Seën asseblief die dokters wat die behandeling doen. Seën asseblief die medikasie, dat dit die gewenste uitwerking sal hê. Maar Here, ons weet, U is die God van genesing. U is die groot geneesheer. En ons weet, U sal hulle genees. Seën en versterk hulle in die moeilike tyd wat hulle deurgaan. Here, dan dra ons vir Marazaan aan U op, Here, wat deur 'n moeilike tyd by hulle huis gaan, Here. Here, ek vra asseblief dat U daar sal intree en daadwerklik in haar man se hart sal werk, Here. Here, as hulle na U toe wend, Here, sal alles weer regkom. Here, dan sê ons dankie dat met Karlien se dogter Kara soveel beter gaan. Help asseblief met 'n pad van genesing, Here. Here, dan is ons gemeente baie bly saam met die volgende lidmate wat hulle verjaarsdag in die komende week sal vier. Carmen Botha, Quentin Savianos, Estel van Heerden en Dis Bylis. Dankie dat U nog 'n jaar tot 'n lewens toegevoeg het. Gee dat hulle 'n wonderlike dag saam met 'n geliefde sal vier. Here, dan ons saam met Ariadne en saam met Stefan baie bly, Here, wat verloof geraak het. Vader, gaan asseblief met hulle deur hulle tyd. Here, bly hulle middelpunt van hulle lewe, Here, en seën hulle ryklik. Here, dan is dit met dankbare harte. En dit is net met U wonderlike genade en met U voorsiening met die uittrek wat ons as gemeente in Claremont gehad het gister, waar daar 'n bediening plaasgevind het, asook aan die behoeftiges voedsel voorsien het. Here, U het voorsien, U het gepraat en die diensknegte het geluister. Here, dan sê ons ook baie geluk aan Kylen en Mia, wat hulle leerlingbestuurslisensies gekry het, Here. Seën hulle asseblief, hou hulle veilig wanneer hulle besig is om te leer, asseblief, Here. Seën asseblief vir Dominee Stefan, wat vir ons die woord gaan bring. Dankie dat U hom as instrument gebruik, om vir ons die woord te bring. Maak ons toeganklik vir die woord, Here. En dat die boodskap wat hy gaan bring, diep in ons harte sal werk, en dat ons vol van die geloofsvoedsel hier vandaan sal vertrek. Vader, hoor asseblief ons gebed,
Ek bid alles in ons Verlosser se naam, Jesus Christus. Amen. Die skriflesing kom uit 1 Samuel hoofstuk 16. Ons gaan lees vers 1 tot 13. 1 Samuel 16 vers 1 tot 13. Die afgelope paar Sondae nogal stil gestaan hier by 1 Samuel en Samuel se geboorte en sy ma Hanna se loflied en en ook toe Samuel geroep is, laas Sondag toe Samuel geroep is in die tempel in Silo tot 'n profeet. En nou kyk ons na 1 Samuel 16. Samuel was natuurlik die laaste rigter gewees van Israel en hy was die oorgang tot die koningstydperk. En hy het mos eers vir Saul gesalf en toe Saul die Here was ongelukkig met Saul want Saul se hart was nie by die Here gewees nie. En toe sê die Here nou in 1 Samuel 16, hy moet vir Dawid gaan salf as koning. En ons fokusvers gaan ook vers 1 wees, maar ek lees vers 1 tot vers 13. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur, nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het? Maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Samuel vra toe, hoe kan ek gaan? As Saul dit hoor, sal hy my doodmaak. En die Here sê vir hom, neem 'n vers saam en sê, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring. Nooi dan vir Isai na die offer toe, ek sal jou meedeel. Wat jy moet doen, sal vir my die een wat ek jou sal beveel. En Samuel het gedoen wat die Here gesê het. By sy aankoms in Bethlehem het die leiers van die stad hom ontstel tegemoet gekom en gesê, kom u in vrede. En hy het gesê, ja, ek het gekom om vir die Here 'n offer te bring, reinig julle en kom saam met my na die offer toe. Hy self het vir Isai en sy seuns gereinig en hulle na die offer toe genooi. En toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar hy sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike. Toe roep Isai vir Abinadab, en laat hom voor Samuel verbygaan en hy dink, die Here het ook hierdie een nie gekies nie. Daarna het Isai vir Samma laat verbygaan, maar Samuel het gedink, die Here het ook nie hierdie een gekies nie. En nadat Isai 7 van sy seuns voor Samuel laat verbygaan het, sê Samuel vir Isai, die Here het nie een van hulle gekies nie. En daarop het Samuel vir Isai gevra, is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou die skape op. Toe sê Samuel vir Isai, laat hom haal, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isai het hom laat haal, hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel het die horing met die olie gevat en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Daarna het Samuel klaargemaak en na Rama toe teruggegaan. Ons fokusvers is vers 1. Die Here het vir Samuel gesê, hoe lank gaan jy nog oor Saul treur? Nadat ek hom as koning oor Israel verwerp het, maak 'n horing vol olie en gaan na Bethlehem toe. Ek stuur vir jou na Isai toe, want onder sy seun sien ek vir my 'n koning. Ja, die vraag is, wat sien die Here in my? Wat sien die Here in jou? Wat sien die Here hier in die gemeente? Nee, want die Here wil in en deur ons werk. Hy wil ons gebruik. En ek dink dis die wonderlike en dink dis wat hierdie jong mense nou getuig het, nê? Toe die Here deur hulle gewerk het, hulle gebruik het op die kamp, nê? Hoe opbouend is dit? En die Here wil ons gebruik. Die Here wil ons gebruik en hy wil ons ook toerus om dinge te doen. En hierso in vers 1 staan daar dan ook, ek stuur jou na Isai toe, want onder sy seuns sien ek vir my 'n koning. Nee? Die Here sê, ek sien. Die Here kyk rond. En hy sien potensiaal raak in mense. En as ons kyk na hierdie potensiaal wat die Here raak sien, hierdie
die Hebreëse woord sien is meer as om net te kyk. Nee, dis meer om te ondersoek. Hierdie Hebreëse woord ra'a beteken beskou, bekyk, om dop te hou, om te inspekteer, om te leer ken. Nee, dis wat hierdie woord beteken. Die Here ondersoek en hy inspekteer en hy kyk wat se potensiaal is daar in ons as gemeente, in elkeen van ons. Dis hoe die Here kyk. Nee, die Here het eintlik na Isaai se seuns, sy 8 seuns gaan kyk, hy het hulle geïnspekteer, gekyk hoe hulle optree, nee, hoe hulle werk doen elke dag, nee, en hy het gekyk wat is die potensiaal in elkeen daar. Nee, en die Here kies toe een. Ja, hy kies toe een, en ons weet toe dit is vir Dawid wat hy gekies het. Nadat hy al daai 8 seuns so geïnspekteer het, nee, en dopgehou het hoe hulle optree, en hy kies toe een, en hy kies vir Dawid. Nou, ons moet weet ook, die Here inspekteer ons ook. Hy kyk na ons, en hy kyk wat sy potensiaal is daar. Nee, hoe kan hy jou gebruik? Die Here kyk hoe jy jou kamer netjies hou. Nee? Dit jou klere as jy het uitgetrek het, nee, ruim jy dit weer op. Is jy getrou in daai klein dingetjies? Die Here kyk hoe jy die asblik leegmaak, nee. Hy kyk hoe jy skottelgoed was, met watter gesindheid jy skottelgoed was. Nee? Die Here kyk daarna. Die Here kyk ook hoe ons korveetake doen, Christian, nee? Nee, hoe jy jou korveetake doen, daai lysies wat ons vrouens vir ons opgestel het, nee. Met watter gesindheid doen ons dit? Ek sien Alda lag, maar Chris lag nie. Nee, die Here kyk. Wat is jou gesindheid, nee? Hoe jy jou tuin na kyk, nee, die gras sny, hoe jy jou huweliksmaat hanteer, hoe jy jou kinders hanteer, hoe jy jou ouers hanteer, hoe jy as man optree weg van jou vrou, hoe jy as kind optree weg van jou ouers. As jy dan iemand anders, 'n breek jy dan los en jy's niks, daar's geen brieke nie. Net die Here kyk hoe ons dit doen. Hoe jy optree as jy alleen is. Is jy werklik eerlik met jou woorde? Die Here kyk en hy inspekteer en hy sien dit alles raak. En God ondersoek anderster as ons mense, nee? Hy kyk anderster na ons as wat ons mense na ander kyk. Want waarna kyk ons, nee? Dis presies wat hierso staan, nee? Moenie na sy voorkoms. Ons kyk gewoonlik na die uiterlike, hoe smart is die ou of meisie of wat ook al, nee. Die Here kyk nie daar na die voorkoms nie. Die moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde ding as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die innerlike. Net dis wat die Here hier sê, hy kies toe een van daai 8 seuns, en dit was nie die wat Samuel gedink het, hy gaan die koning wees, hy gaan God se verteenwoordiger op aarde wees, as koning nie. Die Here kyk anderster. Hy kyk na die hart, kyk na die innerlike, nie na die uiterlike nie. En hy sien vir Dawid raak. Nee, en nou moet ons weet, Dawid was eintlik in sy huisgesin, was hy die laagste gewees, hy was die jongste kind. Hy was die onbelangrikste. En daarom is Dawid, hy het die skape opgepas. Dit was die onbelangrike, ondankbare werk van 'n huisgesin, om die skape op te pas. En dis wat Dawid gedoen het. Hy was die onbelangrikste. En hy het die skape gaan oppas. Dawid is nie eens genooi, nee, as die jongste kind was hy nie eens genooi na die offermaaltyd toe nie. Nee, hy moet die skape oppas. In sy huisgesin was hy die laagste gewees. Is daar, Jan, is jy alright? OK, nee, ek sien daar's net baie woelinge daar agter. Nee, Dawid was as die jongste, die onbelangrikste gewees, hy het die ondankbaarste werk gedoen. Hy is nie eens genooi na die offermaaltyd toe nie, maar die Here kies hom. So die onbelangrikste in die wêreld se oë is die belangrikste in God se oë. Dis hoe die Here kyk. Nee, en op die einde moes almal wag dat Dawid eers kom, en hy moes ons natuurlik eers skoon maak en so voor hy kon deel gewees het aan die offermaaltyd. Almal kon nie geëet het voor Dawid eers kom nie. Want dis hoe die Here werk. Hy kyk na die hart. God sien ons harte raak.
En ja, God sien, hy sien hoe jy dink, hy sien wat is jou emosies en hoe jy optree, en veral hoe jy optree wanneer jy ook alleen is, en waar ander mense jou nie ken nie, is jy nog dieselfde persoon. Dis wat die Here na kyk. Nou kom ons kyk na Dawid. Hoekom is hy die belangrikste in God se oë bo al sy broers, nê? Dit was omdat Dawid 'n man was van goeie karakter. Dawid het 'n goeie karakter gehad, nê? Toe hulle gevra het, waar's Dawid? Toe Samuel vra, waar's Dawid? Almal geweet waar's Dawid nie. Hy pas die skape op. Hy's 'n getroue skaapwagter. Hy doen daai onbelangrike werk, het hy getrou gedoen. Het geweet waar hy is, het geweet waarmee hy besig is. Nee, hy was in die kleinste dingetjies was Dawid getrou gewees. Wat eintlik gereken is as die laagste werk, was hy getrou gewees. Ja, en dan ook, hy was toegewyd gewees, nee? Hy sy skape, dit is my werk, en hy het goed gedoen. Nee, hy het daai skape opgepas. As die beer en die leeu kom, nee, was hy dapper gewees, hy het met dapperheid daai skape opgepas. Nie gedink, ag, hierdie werk beteken niks nie, nee, hy is ontevrede nie, hy het sy beste gegee. Jy weet, baie keer kan mense, hulle is in 'n werksituasie, persone is in 'n werksituasie, jy wil graag verhoging kry, jy wil opgaan. Maar jy moun so oor jou werk, nê? Jy is onbetroubaar in die klein dingetjie, nê, dat die Here nie veel meer kan gee nie. Dawid was betroubaar in hierdie klein dingetjie en ons weet, hy het koning geword. So dit wat die Here vir jou geplaas het waar jy nou is, wees betroubaar daarin, wees dankbaar daarvoor. Ek onthou toe ek in die weermag was daar 'n sersant wat weer teruggekom het weermag toe, nê. En van die eerste dag wat hy weer aangestel is, nê, was hy ontevrede gewees. En ek weet hy was nie weer lank nie toe hy weer uit die weermag. Nê. Wees betroubaar, wees 'n persoon van goeie karakter. En sonder dat hulle hom gesien het, nê, sonder dat hulle gesien het wat Dawid doen, nê, het hy daai skape opgepas met sy lewe. Die beer en die leeu kom, hy het hulle verjaag. En hy skape opgepas, hy was betroubaar gewees. Toe hy sê later sê hy vir Saul, sien ons die gesindheid waarmee hy daai onbelangrike werk gedoen het, nê, van skaapwagter. Sê hy vir Saul waar hy vir Goliat nou voorberei om Goliat aan te vat. Sê hy vir Saul, as ek die klein vee van my pa oppas, 1 Samuel 17 vers 34 tot 37. En daar kom 'n leeu of 'n beer en dra 'n lam uit die kudde weg. Gaan ek agter hom aan en slaan hom dood en red die lam uit sy bek. Sy op my afstorm gryp ek hom aan sy baard en slaan hom dood. Ek die leeu ook die beer doodgeslaan en hierdie heiden, hierdie Filistyn sal soos hulle word, want hy het die linies van die lewende God verkleineer. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Nee, hy was 'n jong seun van inbors gewees, nie, van karakter. Sonder dat hy hom gesien het, het hy sy lewe gewaag om sy werk getrou te doen. Goeie karakter, nee, is wie ons is wanneer niemand ons sien nie en wanneer niemand ons ken nie. Dit spreek van 'n goeie karakter. Hoe is ek wanneer niemand my sien nie en wanneer niemand my ken nie? Nee, grootheid is nie om een groot ding te doen nie. Grootheid, ware grootheid is om die klein dingetjies op 'n groot manier te doen. Dawid het nie net grootheid gehad toe hy Goliat verslaan het nie. Dit het begin daar waar hy skape opgepas het. Daar waar jy jou huiswerk doen. Daar waar jy iemand ondersteun, 'n maat, 'n vriend, vriendin, nee, wat deur 'n moeilike tyd gaan. Nee, hoe doen ek dit? Grootheid, ware grootheid is om klein dingetjies op 'n groot manier te doen. As die Here jou kan vertrou met die klein dingetjies, kan jy ook later vertrou met groter dinge. En dis wat met Dawid gebeur het. God kyk nie hoofsaaklik oor wat ons doen nie, maar hoe jy dit doen. Moenie dink jy's onbelangrik, want dit waarmee jy besig is beteken niks nie. God sien dit raak. Is hoe doen jy dit? Met watter gesindheid doen jy dit wat die Here nou vir jou gegee het om te doen? En 'n verdere
teken van 'n goeie karakter is, Dawid het alles tot God se eer gedoen, nê. Hy eer God vir die beskerming, hier wat hy vir Saul sê. Hy sê, die Here het my beskerm. So, goeie karakter is om besluite te neem wat God eer. En hy sê, die Here het my beskerm. En daarom eer ek God deur hierdie Filistyn, hierdie Goliat aan te vat, wat my God se eer aantas. My God probeer afbreek. Nee, dis 'n goeie karakter. Dawid eer God vir sy beskerming en staan daarom ook teen Goliat op vir God se eer. En Dawid, ons kan sien, Dawid het 'n ware geloof gehad, nie. Dit was nie net kopkennis nie, dit was hier in die hart, hy het ervaring gehad. Hoe God om daar met die klein dingetjies gehelp het, dat God hom ook met 'n groot ding waar hy Goliat moet aanvat, hom sal help. Hy het absoluut al sy vertroue in die Here gestel. Hy was 'n man na God se hart. En dan sien ons ook God, omdat Dawid die regte karakter gehad het, die regte hart gehad het, kom die Here ook en sonder vir Dawid af. Hy roep hom as sy koning, sonder hom af, en hy bemagtig hom ook met sy gees. Die Here roep nie net nie, hy bemagtig jou ook. Hy gee vir jou ook dit wat jy nodig het om jou roeping uit te lewe. Dit is hoe dit werk in jou verhouding met die Here. Die Here het 'n roeping, hy sonder jou af en hy bemagtig jou. Hy gee vir jou ook die vermoë om te gaan doen iets groters. As jy met die klein dingetjies getrou is. Ja, God rus vir Dawid toe, as hy hom roep. Hy het hom gesalf, Samuel het die horing met olie gevat, en hom voor sy broers gesalf. Die gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Salwing in die Ou Testament was 'n godsdienstige ritueel gewees, wat aansmeer van olie behels het. Maar dit eintlik gedui daarop, dat God bemagtig jou vir sy roeping. Nee, die olie is simboliek vir die Heilige Gees se werking in en deur jou. En in die Ou Testament was dit met uitsondering dat mense gesalf is met olie. Dit was maar hoofsaaklik vir konings, profete en priesters. Is gesalf met olie, hulle is geroep deur die Here, afgesonder en ook bemagtig deur sy Gees, om 'n koning, profeet of priester te wees. Die Heilige Gees maak hulle bekwaam vir hulle dienswerk. En Dawid was God se gesalfde koning gewees. Vandag is dit nie by uitsondering nie. Vandag is dit vir al die gelowiges. Hoe dit gebeur het, dat 'n groter koning as Dawid gekom na die aarde, wat uit die geslag van Dawid gekom het. En dis ons koning, Here Jesus Christus. En as koning kom hy en aan die begin van sy optrede op aarde verwys hy na Jesaja 61, nee, en hy sê dan ook in Lukas 4, sê Jesus, en hy lees uit die boekrol van Jesaja 61. En hy sê, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om 'n onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. So die groter koning Jesus Christus, die seun van Dawid, hy is ook gesalf met die Heilige Gees om die evangelie te bring, die verlossing van sondes te bedien. So is Jesus ook gesalf. En deur Jesus se kruisiging, sy sterwe en opstanding, het hy vir ons ook die bekwaammakende Gees verwerf, wat op Pinkster uitgestort is. Wat daar is vir ek en jy, om ook ons roeping in God se koning uit te leef. Kort voor Christus se hemelvaart sê hy, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Deur die groot koning Jesus Christus se kruisiging, sterwe, opstanding en hemelvaart, verwerf hy die bekwaammakende Gees vir jou en vir my.
Want vandag is nie net sekere mense wat die salwing van die Heilige Gees nodig het nie. Alle Christene het dit nodig. Ons almal is geroep as koning, profeet en priester, die ampt van gelowige. Jesus sê ook in Markus 16 staan daar ook, en dit is die tekens wat gaan voorkom by die wat glo. En dan noem hy wonderwerke, profeseë, spreek in tale, alles. By almal wat glo. Dis nie net vir sekere mense nie. As jy gelowige is, dan is die bekwaammakende Gees daar om jou te salf vir jou bediening, wat die Here op jou hart geplaas het. Dis daar vir elkeen van ons. God se Gees. En ons is nie passief in hierdie salwing nie, vir dit wat die Here jou geroep het. Jy is nie passief met die Gees se salwing nie. Nee, die Here doen die salwing, maar jy moet vir hom iets gee om te salf. En wat salf die Here? Die Here salf 'n goeie karakter. En wat beteken daai goeie karakter? Hoe Dawid was. Jan, wat is 'n goeie karakter? Yes. Om getrou te wees in die klein dingetjies soos Dawid, wat jy ook nog sê, jy het nou baie hoë woorde gebruik. Maar om getrou te wees met dit wat die Here aan jou toe vertrou het. Al is dit 'n klein dingetjie nou tans in jou oë, om dit getrou te doen, om dieselfde te wees voor mense as agter mense. Om absoluut net die Here se eer te soek in jou lewe. Besluite te neem wat die Here eer. Daai karakter, as jy daai karakter het, al dink jy jy's nou besig met iets minderwaardigs, as jy daai karakter het, dan kan die Here jou salf. Dan gee jy vir hom iets om te salf. Die salwing van die Heilige Gees, die bekwaammaking van die Heilige Gees, is God se werk. Maar karakter is ons werk. Om getrou te wees. Dis ons werk. En dis wat jy ook sien in 1 Korintiërs 12 tot 14. Wat praat van bediening, dat almal die gawes van die Gees en die Here het ons geroep tot bediening, 1 Korintiërs 12 en 14. En dan in die middel is 1 Korintiërs 13 en dis liefde, dis karakter. So as jy wil hê die Here moet jou gebruik, moet jou karakter ook in lyn wees. Die Here kan 'n goeie karakter salf met sy Gees. Waar jy besluite neem om God te eer. Dit salf die Here met sy Gees en bekragtig hy jou, bemagtig hy jou met sy Gees vir bediening. En nou weet ek, die Here het al iets op jou hart gesit. Iets op jou hart gesit om te doen. 'n bediening, 'n begeerte. Het die Here al op jou hart gesit, 'n oortuiging. Ek moet dit doen. Ek wil daarby uitkom. Ons het laas Sondag veral daarop gefokus. En Frans, wat het jy hier vir ons genoem ook wat die Here op jou hart gesit het en waarmee hy besig is? En die Here wil jou salf daarmee. Maar jou taak is karakter. Die Here se werk is sy bemagtigende Gees wat oor jou kom. As jou karakter reg is. Elkeen van ons. En die Here het iets op jou hart al gesit. Maar dan moet jy getrou wees daarin. Betroubaar wees. Besluite neem om God te eer in alles wat jy sê en doen en hoe jy teenoor ander mense optree. Soos Dawid, wat opgestaan het vir die Here se eer teen Goliat. En ek sien dit so in die gemeente. Ek het gister so gesien. Rihanna. Ek kan sien die Here het jou geroep, Jy het 'n hart vir mense in nood. Saam met Arthur en Letty. Wat 'n goeie span. Here het julle geroep, hart vir mense in nood, om mense te help. Nie net fisies te help nie, maar ook te bid, geestelik te bid. En die Here gaan julle nog meer bemagtig hiermee. Maar wees net getrou. Die Here gaan voorsien dat daai bediening kan groei en aangaan. Mens sien dit. Nico, wat jy net nou hier gepraat het, 'n paar Sondae terug het jy jou verbind aan die Here, Jy gesê jy gee jouself heeltemal oor aan hom. En kyk hoe die Here nou gekom, en jou al klaar begin gebruik in sy koninkryk. Daai
kinders met daai agtergronde na jou toe kom, nee, wat siek is, wat swak voel, hulle kom kry berusting in jou. Dis waarvoor die Here jou geroep het. Ander jong mense kyk op na jou, nee, en hulle soek jou standvastigheid. Jy gee 'n vrede van die Here, straal jy uit na hierdie kinders in nood. Net die Here gebruik jou reeds. Maar karakter, word wie God wil hê jy moet wees. Nee, as 'n jong man. Wie aan jy ook? Toe ek gister gesien. Jy's stiller, maar jy's daar. Mens kan jou vertrou. Mens kan op jou staat maak. Jy hoor nie vir die limelight nie. Jy wil net reg optree. En die Here gebruik dit. En hy wil jou bemagtig nog verder deur sy Gees. Hou aan met daai karakter. Nee, dit is hoe die Here werk. Ons taak is karakter. Die Here doen die bemagtiging. En ek wil hê ons moet nou sommer bid hier saam. En die Here, dit wat die Here op jou hart geplaas het, dat jy dit vir die Here sê, in jou eie woorde, maar dat ons aanbid ook vir die salwing van die Heilige Gees. Dat die Here jou sal bekwaam maak vir dit wat hy jou geroep het. Nou gaan eers kans gee vir stil gebed, waar jy vir die Here met die Here praat en sê, dit waarvoor hy jou geroep het en afgesonder het en waarvoor hy jou wil bekwaam maak. Dat jy vir Here sê, gaan so 15 sekondes gee daarvoor en dan gaan ek vir ons verder bid. Ja, Here, dankie dat jy elke een van ons geroep het in die koninkryk. Ons is nie vrywilligers nie, Here, ons is geroepenes in u koninkryk. En Here, ons kan dit nie uit onsself die bediening verrig waarvoor u ons geroep het nie. En daarom vra ons vir die bekwaammaking van die Heilige Gees. Ons bid en vra, Heilige Gees, dat u sal kom, dat u ons inwonend in ons lewens sal werk, en ons sal vernuwe na die beeld van Jesus Christus met u vrug. Ons verbind ons daartoe, Here, om te word wie u wil hê ons moet wees. Heilige Gees, maak ons bekwaam, dat ons die vrug, u vrug sal dra. Dat ons karakter, dat mense na ons sal kyk, en hulle u sal raak sien, Here Jesus. Dat ons besluite sal neem in ons lewens, wat u eer. En dat ons daai dinge sal doen, dat ons denke vernuwe sal word, volgens u woord. En dat ons emosies ook, u liefde sal uitstraal, na die mense om ons. En dat ons ook dade van liefde sal gaan verrig. En vir daai roeping wat u op elkeen van ons se lewe het, Here, vra ons Heilige Gees, kom maak ons bekwaam. Bemagtig ons met u gawes vir bediening. Dat mense na ons sal kyk en sal sê, maar dis nie jy nie. Ek sien die Here raak wat in en deur jou werk. Maak u ons bekwaam. Bemagtig ons met u gawes, Heilige Gees, vir bediening. En ons vra dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ja, nou kan mens dink, okay, maar wat nou? Wat het nou verander? Nee, wat het verander na so gebed? Ek dink met Dawid was dieselfde ook gewees. Nadat hy met olie gesalf is deur Samuel, nee, is hy nie skielik, is hy nou direk na Saul toe, na sy paleis toe nie. Hy wil maar weer terug skape toe. Nee, hy het maar weer aangegaan met daai werk, wat hy met passie verrig het. Terug skape toe. Nie dadelik het nie alles verander nie. Maar dan lees jy verder, dan skielik begin daar dinge in die geesteswêreld het alles verander.
En die Here maak deure oop. Saul word getuister deur 'n bose gees. Nee, en hy kry Dawid om op 'n lier te kom speel vir Saul. En so word Dawid blootgestel hoe 'n paleis, hoe 'n koning werk, want hy's opgeneem en Saul was so tevrede met hom gewees dat sy pa gevra het, kan hy nie permanent vir my werk nie. En later het hy vir hom sy wapendraer, sy persoonlike wapendraer gemaak. As jy die res van hoofstuk 16 lees. So begin die dinge gebeur. Dit gebeur nie dadelik nie. Jy kan dalk nou daar sit en voel maar, ek gaan nou maar weer terug huis toe, ek gaan nou maar weer môre moet gaan werk na my gewone werk toe. Maar as jy werklik glo en daai roeping wil uitleef, in die geesteswêreld het dinge verander. En die Here sal deure oopmaak. Net wat ons nou hierso gehoor het, Rihanna Haver, Nico Wian. Klaar, kan jy sien hoe dinge verander het? Wees reg daarvoor. En dan ook, daar's baie beere en leeu's wat verslaan moet word in hierdie lewe. Daar's Goliate wat die kerk bedreig. En die Here wil vir jou en my gebruik om hulle te verslaan. Maar jy moet dit glo. En natuurlik beweeg in daai rigting. As die Here deur oopmaak en sê nee, ek sien nie kans nie, gaan doen dit. Toe Dawid daai kans gegee word om op die lier te speel vir Saul, het hy gegaan. Beweeg in daai rigting, dit wat die Here op jou hart geplaas het. Neem stappe om dit te begin bedien. Gaan rus jouself toe. Gaan doen dit. Leef met 'n verwagting vir geleenthede. En ek wil eindig dan ook. Wat sien die Here in jou? Wat sien hy hier in Bergbron gemeente? Sien hy 'n werklike omgee gemeente, gesalf vir genesing en bevryding? Amen. En die Here wil jou ook seën as koning, profeet en priester, koningin, profetes en priester, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.